Wat is 'n bindingspaar? 'n Bindingspaar is 'n elektronpaar wat tussen twee atome in 'n kovalente binding gedeel word. So, dit daai twee elektrone wat daar gedeel word, of ek wil gou vinnig hierso na nog 'n scenario kyk. Sê nou ons kyk na kom ons kyk gaan na suurstof. Cameron, hoeveel valens elektrone het suurstof? Valens elektrone het suurstof is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is die Lewis strukture wat jy geteken het in graad 10. Ja? En daar's 4 sye en elke sy het eers 1 elektron voordat hulle 2 elektrone het. Okay, en dan as hy reageer met waterstof, dan bind hy daar en daar. So as ons kyk hier, hoeveel bindingspare het water, dan sien ons hy het 1, 2 bindingspare. Want hy het 2 pare wat tussen 2 atome in 'n kovalente binding gedeel word. En wat is 'n alleenpaar elektron? Alleenpaar elektron in die valensskil. Okay, nou wat is 'n valensskil? Valens beteken laaste. Skil beteken orbitaal. In Engels praat hulle van 'n shell. Okay, so 'n valensskil is 'n orbitaal van valens orbitaal van 'n valens shell. Okay, so skil beteken orbitaal. So ek gaan weer lees. Wat is 'n alleenpaar? Dit is 'n elektronpaar in die valensskil van 'n atoom wat nie met ander atome gedeel word nie. Wat nie, so dit is nog steeds 'n paar. 'n Paar is 2 goeders wat nie met ander atome gedeel word nie. So as ons kyk hierso na die watermolekuule, sien ons hierso is 'n paar, dis 2. Hierso is 'n paar, 2 en ons 2 van hulle, maar hulle word nie gedeel met alle elektrone nie. So hier is 1, 2 bindingspare en daar is 1, 2 alleenpare. As jy kyk hierso na ammoniak langsaan, dan sien jy ammoniak het 1, 2, 3 bindingspare en 1 alleenpaar. Ja, kyk. Dan elektronegativiteit. Elektronegativiteit, sy afkorting is 'n EN, maar jy kan dit nie so gebruik in 'n toets of eksamen nie. Jy kan dit net gebruik as jy 'n som doen. Okay, wat is elektronegativiteit? Elektronegativiteit van 'n atoom is die maatstaf van sy aantrekkingskrag op 'n gedeelde elektronpaar in 'n binding tussen 'n atoom en 'n ander atoom. Okay? So, dit is, sê nou maar jy en jou best friend gaan koop 'n PlayStation saam. Okay, so jy kan nie alleen dit bekostig nie. Sy kan dit nie alleen bekostig nie. Julle twee besluit goed. Julle gaan helfte insit en julle gaan koop 'n PlayStation saam en dan gaan julle dit deel. Helfte van die tyd vir jou, helfte van die tyd vir haar. Okay. Nou, nee, kom ek praat nie op straat nie. Ons weet, almal se persoonlikhede is nie even sterk. Okay? So, ek kan nou vir Kailien sê, Kailien, ons gaan 50-50 doen, 1 week by jou, 1 week by my, maar ek is so klein bietjie van 'n sterker persoonlikheid, so hy is soos 1 week en dan nog 'n halwe week by my, dan, sorry, ek het vergeet, of, jy moes sê, dat jy het nou gehad het, of wat ek al, dan sit daar naweek by haar, en sê ek nodig het weer, want die is my week, en dan is dit nie 'n eweredige share. Nee, so is bietjie by haar baie by my, bietjie by haar baie by my. Hoekom? Want ek het 'n sterker persoonlikheid en 'n maand meer. So jy weet my. So het elke atoom op die periodieke tabel het 'n sekere sterkte van hoe graag dit en 'n elektrone wil aantrek. Nou julle het laas jaar 'n hele hoofstuk gehad, die periodieke tabel is hoofstuk se naam, wat julle gekyk het na die massas en julle het gekyk na atoomradius, atoommassa, elektronegativiteit, soos wat jy afgaan, soos wat jy reg gaan raak dit regs gaan raak dit meer, links gaan raak dit minder, so julle ding. Onthou julle dit? Okay. As gevolg van al daai faktore het fluor die sterkste elektronegativiteit. Okay? Fluor het die sterkste elektronegativiteit van 4 en as jy op jou periodieke tabel kyk wat ek dink dit die pakket is op bladsy 2. Dan sal jy sien fluor het daar aan die linkerkant staan 'n 4. Okay, en dan as jy na almal anders kyk, dan sien jy dis of minder of glad nie. So as jy kyk na die edelgasse, het glad nie 'n getalletjie aan die linkerkant van hulle nie. Hoekom nie?
Hoekom het hulle geen aantrekkingskrag op 'n gedeelde elektronpaar nie? Ja. Want hulle elektrone is gepaard in 'n orbitaal is geval, so hulle soek niks. Perfek. So, edelgasse, want wat is elektronegativiteit? Is die aantrekkingskrag op 'n gedeelde elektronpaar. So, jy moet met iemand anders in 'n binding intree om actually iets te kan deel. Hulle wil met niemand bind nie. Hoekom? Want elektrone gepaard orbitale is gevul. So fluorsin is die sterkste. Dis hoekom ek gesê het, hy sal enigiets doen om 'n elektron te kry. Hoekom? Om soos 'n edelgas te word. Hoekom? Want hy kort nog net 1 elektron. En die belangrikste deel eintlik is hy is super klein. So sy kern, sy positiwiteit is baie naby aan sy valense elektrone. So hy kan dit maklik aantrek. Maar as jy net kyk na kloor is klaar 'n hele orbitaal groter. So daar aantrekkingskrag tussen die kern en die elektrone is baie swak. Okay, so jy kan sien daar hy's 4 en hy's 3. Waar hy is 4 en hy's 3.5. Hy kort 2, hy kort net 1. So hoekom is syne sterker? Want hy's baie klein. Okay, goed. So daar is alles relatief tot en met fluor. Goed. Wat trek ons hier so trek? So sê Pauling het elektronegativiteit met geen eenheid van 4 toegeken aan fluor. Hoekom? Want hy het die hoogste elektronegativiteit en dis die sterkste aantrekkingskrag op 'n gedeelde elektronpaar. So as fluor na jou toe kom en vir jou sê, "What's up? Kom ons gaan in besigheid," dan sê jy nee. Hoekom? Want hy gaan al die elektrone vat. Jy weet jy gaan eintlik niks kry nie. Okay. Die ander elemente het vergelykende waardes. Die verskil in die elektronegativiteit van atome in 'n chemiese verbinding bepaal of die verbinding ionies of kovalent sal wees. Okay, wat is kovalent nou weer? Kovalent beteken hulle deel elektrone. Wat is ionies nou weer? Dit beteken daar's 'n oordrag van elektrone. Okay, so sê nou maar, ek is nou terug by die storie waar ek by die PlayStation koop. So sê nou maar, of ek weet, Caroline het ook die sterk persoonlikheid. So, ek is 'n deel, okay. Dan, bietjie by haar, bietjie by my, bietjie by haar, bietjie by my, she's warm. Look in me. Okay, ek is soos uitloop. Okay, so, nou kan ek nie fokus, uiteindelik my hande is ontdooi. Okay. By my wel. Maar sê nou maar ek is soveel sterk. So kom ons, ja, as jy nie sterk is nie. En ek is soveel sterker as sy. Dan is daar 'n kan dit wees dat ek heeltemal die elektrone na my kant toe vat en sy sit sonder die elektrone. Okay? En dis dan 'n ioniese binding want dan word ek negatief gelaai want ek het meer elektrone as protone en sy word positief gelaai met meer protone as elektrone en dan is daar 'n elektrostatiese aantrekkingskrag tussen ons, so 'n ioniese binding. Okay? Ioniese binding is tegnies dan nie 'n binding nie, dis 'n aantrekkingskrag. Goed, of 'n kovalente binding soos dit hierso. So dit kan of by even series wees. Graad 12, kom kantoor toe asseblief. Dankie. Dat ons ewe sterk is, so share it even, of sy kan sterker wees of ek kan sterker wees. Okay, is julle met my? So daar's 'n tipe binding dankie wat ons kan kry. En in graad 10 het jy gedoen, in graad 10 het jy gedoen metaalbinding. Metaal, nie metaal, ioniese binding. Nie metaal, kovalente binding. Maar hierdie jaar gaan dit nie meer so werk nie. Okay? Dis 'n riglyn. Min of meer werk dit so, maar dis chemie en chemie is soos vrouens, ons het reëls, meer uitsonderings as reëls. In ons lewe. Okay, goed. So, hier is 'n tipe binding wat ons het. Wanneer die verskil in elektronegativiteit groter of gelyk is, dit moet nie groter of gelyk kan wees nie. Dit moet wees het iemand hulle exam guidelines hier so maar ek het nie. Ek kan net verseker maak.
Het iemand hulle exam guidelines hierso? Nee, flipper. Sjoe, ou. Enigiemand, exam guidelines. Dankie, gaan vir my na die chemie bladsye toe. Nee, daar is jou ATP. Nee, daar is jou annual teaching plan. Met al die definisies en daar's ek sien hom Tiaan. Nee, alle boekies. Daai boekie. Met al die definisies, alles wat jy moet ken en leer en weet. Ek het jou aan die begin van die jaar gesê. Jy moet weet, juffrou, is hierdie werk belangrik? Dan kyk jy daar staan bo eksamen en riglyne. En kan jy sê jy alles wat jy moet weet. En elke hoofstuk. Nee, daar's jou ATP, daar's jou annual teaching plan. En wat is elke week? Ja. Verander en toe hulle dit weer gaan verander, laat ek net seker maak. Wat die frase vir ons wat gebruik, juffrou, die student is 1.7. Ja, maar ek sê toe ek nou die 1.7 lees, toe kom maar so klokkie in my kop op. Okay, kom ons gaan maar wat in julle eksamen riglyne is en hulle sê daar 2.1. Ag, nou het ek nog steeds nie gekyk, het iemand se nog hulle sin uit? Okay, so, hierdie ene is as hy groter is as 2.1. So as die verskil in elektronegativiteit groter is as 2.1, so ek weet jou huiswerk mag dalk nou verskil. Groter is as 2.1, dan is dit 'n ioniese binding. Wat beteken dit? Dit beteken daar's 'n elektronoordrag wat plaasvind. Dit beteken die een atoom is soveel sterker as die ander atoom dat hy sy elektron heeltemal wegvat. Okay? So as jy kyk na die voorbeeld hier, natrium as jy kyk op die periodieke tabel se elektronegativiteit is, ek dink is sê weer? En kloorsinne is 3. So die verskil in elektronegativiteit is 3 minus 0.9 en dit gee vir jou 2.1. Ja? So dit moet dalk wees groter en gelyke. Ioniese binding. Okay. Is dit regtig 3 en 0.9? Okay, maar kloor is natriumkloried is definitief 'n ioniese binding. Kyk net of ek ergens nie 'n fout gemaak het nie. Ag, hierdie enige nie dit hê nie. Okay. Juffrou, as juffrou nie weet nie hoe dit ding is met ons weet, chemiese reëls, ofwel wetenskap se reëls, update hulle elke paar jaar. Okay, soos wat hulle meer weet van atome en elektrone en hoe dinge optree en update hulle reëls. Okay, so dit kan wees dat hulle intussen geupdate het en ons gebruik die CAPS curriculum en privaat skole gebruik die IB curriculum en dit verskil ook baie keer en dan leen CAPS goeders by IB en dan leen IB goeders by CAPS, so gedurig update hulle die dinge. Okay. So wat ek al nou vir julle sê wat julle die verandering maak in julle boek, dan stiek ons met dit tot laat hulle weer die reël verander, maar gewoonlik verander hulle dit nie in die middel van die jaar nie. Ja.
Maar ja, net ek kan sê. Ek dink dit is in julle exam guidelines het hulle gesê groter as. Maar ek voel dit is groter gelyk aan. Iemand gaan kyk. Iemand gaan check. Dit is groter as, maar natriumkloried is definitief ironies. Okay. Kom ons maak hom gelyk aan. Alright, dankie. Graad 11, jy gaan ons sit weg jou selfoon of papiertjie. Oh my word. Okay. Goed. Graad 12. Kom ons 11. Kom ons maak dit hierso. Die verskillende elektronegativiteit groter of gelyk aan 2.1. Okay, want natriumkloried is verseker ioniese binding, daar is geen twyfel daarin nie, dit is 'n soutkristal. Okay, so hierdie ene gaan dan wees groter as 2. Kleiner as 2.1, ekskuus. So as 'n verskillende elektronegativiteit kleiner is as 2.1, maar groter is as 1. Dan is dit, dan deel hulle, dan is dit 'n kovalente binding, maar is 'n sterk polêre kovalente binding. Okay, juffrou, wat beteken dit? Kom ons kyk hierso na water. Nou, ek het hier bo vir julle water geteken, maar ek sal hom net gou weer vir jou teken. Ons wil weet wat is die of 'n binding, polêr of kovalent of ioniese wat ek wil is. Ek gaan nie na die ons kyk nog nie na die hele atoom nie. Ek kyk na 'n binding, een binding. So vir een binding kyk ek net na die tussen hulle twee. So ek gaan nie daai klein 2 vat en maal met enigiets nie. Okay? So die verskil in elektronegativiteit gaan ek sê suurstof is 3.5, waterstof is 2.1 en dit gee vir my 1.4. So dit beteken daai is 'n kovalente binding, wat beteken dit hulle deel elektrone, maar dit is nie regverdige deling nie. Hoekom is dit nie regverdig nie? Want suurstof is baie sterker as waterstof. Wat beteken dit hier vir hierdie molekuule? Dit beteken dat hierdie elektrone wat gedeel word sterker aangetrek na die suurstof toe en hierdie word sterker aangetrek na die suurstof toe. Okay? Wat beteken dit vir my molekuule? Dit beteken suurstof word super negatief, want die elektrone spandeer meer tyd by hom, en waterstof word super positief. Nou kan jy sien hierdie molekuule het 'n negatiewe kant en 'n positiewe kant. En iets wat twee pole het, noem mens 'n polêre binding. 'n polêre molekuule. Okay, so, maar ek het nou baie wyd gegaan. Wat ons hierso gesien het, is hierdie elektrone word nie evenredig verdeel nie. Hulle spandeer meer tyd by suurstof, meer tyd by suurstof. Wat beteken jy het 'n negatiewe kant en 'n positiewe kant. So daarom noem ons dit 'n sterk polêre binding. Okay, dan kyk ons, as dit kleiner of gelyk is aan 1 en groter as 0, dan noem ons dit 'n swak polêre binding. So nog steeds is dit nie 'n even-stevens deel nie. Okay, maar dit is nie so groot verskil nie. Okay, so as ons hierso kyk na waterstofkloried, kloorsinne is 3 en waterstof is 2.1, so die verskil in negativiteit is 0.9. So dis nie regverdig gedeel nie. Ons kan sien kloorsin is nog steeds meer as waterstofsin. Okay? Maar hulle is baie naby aan mekaar. So kloor word negatief gelaai en waterstof word positief gelaai. Okay, as jy die sommetjies doen, jy skryf altyd eers die groot getal en dan die klein getal. Altyd. Maak nie saak wat se kant om nie. Okay. Goed. Skus, hierso het ek nou vergeet. Hierso het ek so 'n goeie tekentjie. Courtney. Shush. As ek nie kan fokus nie, sal klomp kinders rondom my wat nie kan fokus nie. Jy ook, Bernard. Okay. So alles wat ek hierso wat hier geskryf is, het ek hier verduidelik in die prentjie ook. Okay. Maar wat ek nie verduidelik het nie, is hierdie tekentjie. Hierdie teken se naam is delta. Dit is 'n Griekse hoofletter D. Hierdie tekentjie se naam is ook delta. Dis 'n klein lettertjie D. Hoofletter, klein letter. Okay? So hierdie is, jy kan ons dink aan hom as soos 'n D met 'n paar kurwes by. Okay, delta.
En wat dit vir ons sê is hierso vir 'n verskil in polariteit. So hierdie is delta negatief en hierdie is delta positief. Okay, maar ons 'n verskil in polariteit. Dit lyk soos 'n musieknoot. Okay, en dan kry ons 'n suiwer kovalente binding waar die verskil in elektronegativiteit nul is, wat beteken die twee atome is ewe sterk. Hulle trek die elektrone met dieselfde aantrekkingskrag aan. So as ons kyk dan na waterstof, dan is dit 2.1 minus 2.1 gee vir jou 0. So daai deel van die deel van elektrone tussen waterstowwe is 'n gelykopdeel. OK, is julle met my? Goed, so toe jy nou huiswerk gehad. Jou huiswerk was gewees om elke een van hierdie ene die verskil in elektronegativiteit te gaan uitwerk. En skus, ek dink nie ek het vir julle gesê nie, julle hoef alweer nie al hierdie te geneer te geskryf het nie. Ek hoop nie julle het nie. Okay. Julle moes net gesê het swak polêr, sterk polêr, ionies, bla bla bla. Okay, so kom ons kyk gou daar na broom. Oepsie. Okay, so ons het broom wat in 'n kovalente binding is met broom. So die verskil in elektronegativiteit gaan wees 2,8 minus 2,8 gee vir jou 0. En wat is die binding se beskrywing, Lenay, daarbo? Suiwer kovalente binding. Jy kan ook sê nie polêr. Okay, volgende ene is koolstofdioksied. Nou, hy is nou nogal 'n moeilike ene. Okay, want, en dan gaan ons sommer nou hierbo doen. As ek nou sy Loo-struktuur gaan teken. Okay, koolstof het hoeveel, Ethan, hoeveel valens elektrone het koolstof? 6 weer? 6. 1, 2, nee, hy het 6 elektrone, valens elektrone? 1, 2, 3, 4. Okay, en suurstof het hoeveel valens elektrone, Aljanay? Jou prediktabel moet in alle tye oop wees nou langs jou. So dit is nou jou beste maatjie. Sê weer? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jy vroeg, hoe gaan jy vir nou 1 klokskruis, die ander 1 klokskruis? Net sodat ek die elektrone wat moet paar daar naby. Okay. So, ek het net vergeet om kolletjies te maak. Ons maak hierdie ene kolletjies. Okay. So, hy en hy kan met mekaar bind en hy kan met mekaar bind. So wat gebeur is suurstof draai homself sodat hy met die koolstof kan bind. So jy kry hierso koolstof met sy 4 valens elektrone en dan waterstof met sy 6 valens elektrone. Ag, suurstof, sorry. Juffrou, hoekom lyk jy nou so? Hoe bedoel jy? Hoekom lyk hoe? Hoekom? Ja, maar ek weet nie raak met op tyd nie. Dan weet ek nie hoe om te antwoord nie. Gaan jy so sê. Okay, so ek hoop ons gaan vandag hierby uitkom dat ons 'n bietjie games kan speel en kompetisie kan hê met hierdie goedjies. Okay. Maar dan net langer is. So, hierdie is koolstof. So. Okay, my imagine hom. Hierdie is koolstof wat 2 en die koolstof van 4 bindings maak, nee. Koolstof kan 4 bindings maak. Okay, so. Ek gaan dit erop. En suurstof kan hoeveel bindings maak? 2 bindings. Hy het 2 ongepaarde elektrone, né? So suurstof gaan homself draai sodat hy met daar en
daar, wat het is ewe lankie, met hom kan bind. En hierdie ene gaan draai, my goeders is nou nie helemaal reguit gewerk nie, daar en daar kan bind. Sodat hy, as my touwtjies ewe reguit was, dan was hierdie nou 'n reguit lyn. Sodat hy 'n reguit lyn kan vorm, koolstofdioksied. Sê weer? Onthou, daar's nie stokkies nie. Onthou, dit is hierdie goeders is nie plat op 'n papier en die elektrone draai net so nie. Dis 'n driedimensionele ding met wolke wat beweeg en kan overlap. En actually koolstof wanneer hy overlap, merge sy orbitale. Ek het gepraat van Benthen, ek het gepraat van Dragon Ball Z, ek het gepraat van mense met 2 gesigte. Onthou julle dit? So koolstof kan dit doen. Hy merge, hy verander, hy morf heeltemal sodat hy kan vorm of kan bind met suurstof wat holing is om te bind. Okay. So moenie dink as jy papiere regte dingetjies en elektrone wat so omgaan nie. Okay, dis driedimensionele goed. So koolstof gaan homself so posisioneer en suurstof gaan homself so draai sodat hulle perfek soos 'n puzzle in mekaar pas. Okay? So as hy 'n bietjie so draai dat daai 2 elektrone daar is, dan is hierdie 2 mos so geskuif. Is jy met my? Ja? Ek moet net ek vra aan. Ongemis. Nee, nie van die. Ja, Izani Mini, kom kantoor toe asseblief, dankie. Amper dit is ongemis. Jy moet die video gaan kyk. Het iemand het hulle hand opgehad? Ja. So jy kan hom so teken. Vir mense is die ander teken waar hulle amper die X en die sirkels langs mekaar gaan sit en so lyk dit. Hy gaan so lyk. Ek het nog gesê gesê. En wat weet ek van negatief en negatief? So daai is 'n negatiewe binding, 2 negatiewe goed. Hierdie is 2 negatiewe goeders. So hulle gaan so ver as moontlik van mekaar af wil weg wees. Maar hulle gaan ook nie hierdie kant toe gaan nie want hier is nog negatiewe goed. So hulle gaan so al daar so rond hawer. Okay, maar ek gaan nog vir julle simulations ook wys. Goed. So, bye. So, as jy hierna kyk, as hulle vir jou vra die verskil in die elektronegativiteit van koolstof, dan bedoel hulle in daai binding daar. Okay, so daar die binding, maar jy gaan niks gaan maal met 2 nie. Okay, absoluut niks maal met 2 nie. Net omdat daar 'n dubbelbinding is, beteken nie jy moet gaan maal met 2 nie. Hulle wil weet tussen die atoom en tussen hierdie atoom. Wat is die verskil? Okay, so die verskil in elektronegativiteit, Louis, toe jy hom gaan uitwerk het, wat het jy met wat geminus? Louis. Wil jy antwoord gee? Ek wil net weet, moet ons elke keer voor die som daai verskil gee en byskryf? Ja. Elke wetenskaplike som begin met 'n formule. Ja. Is gelyk aan? Ja. En watter tipe binding is dit? 'n swak kovalente binding. Nou julle ding uitskryf. Chop. Ja, Louis? Swak polare kovalente binding. Okay, waterstoffluoried. Julle 2, ek gaan jou terugskryf. Waterstoffluoried, die verskil in elektronegativiteit, Humera? 4 minus 2.5, dan gee dit weer 1. En watter tipe binding is dit, Lenai? Dit is sterk, Polêr? Polêr. Sterk polêre kovalente binding. Ek wil hê jy moet daai hele ding oor en oor uitskryf. Goed, volgende is stikstof. Tasmia. Wat is die ding se naam? Moenie sê nou nie. Wat is die ding se naam? Nitraat. Nee, nitraat-ion is daai ding. Ek het hom begin vir jou. Hy begin met stikstof. Stikstof. Oksid. Jy is graad 11, so ek gaan sê nee. Okay, ek gaan vir jou 'n klou gee. Wat is hierdie ding?
Wat is hierdie ding? Hæ? Hierdie is dioksied, hierdie is? So wat is die ding se naam? Stikstofmonoksied. Mono beteken 1. Okay, die verskil in elektronegativiteit, Carissa? 'n swak wat wil ons aan kovalente binding. Okay, volgende een Tian. Wat is sy naam? Okay, so jy sê net mono of dioksied as 'n nie-metaal met 'n nie-metaal gebind is. As 'n metaal met 'n nie-metaal gebind is, dan hoef jy nie te sê monoksied nie. Kalsiumoksied. En sy naam is eintlik ongebluste kalk. Ongebluste kalk. Of burnt lime in Engels. Courtney, sy verskil in elektronegativiteit. Juffrou, ek het gesê 3,5 minus 1 en 2,5 en moet ek sê wat dit is? O, jene, daar is 'n minus. Ja, nee, volgende ene Bernard sê. Ioniese binding. Burnt lime. Okay, volgende ene se naam, Kruiten. Met 'n D of 'n T? D, want ons geen suurstof nie. Die verskil in elektronegativiteit, Rico. Juffrou 4 minus 1 is 3. En dan 3 Ioniese binding. Goed, volgende ene Neil, naam. Juffrou het 'n spesiale naam. Ja. En dan jou verskil in elektronegativiteit? 2,1 minus Jy sê 3 minus 2,1. Altyd die groot minus die kleintjie. Ek wonder hoe goed ek dit. Goeiemôre. En ek kom terug na jou toe. En ek hoop nie Rico het vir die antwoord gegee nie. Urban, wat is sy tipe binding? Swak polare kovalente binding. Ja. Ammoniak is sy naam. Het iemand dit vir jou gesê? Oh my word. Goed, volgende een Lara, wat is sy naam? En dan Kylien die verskillende elektronegativiteit. Dit is waterstoffluoried. Met 'n T of 'n D? 'n D. Mooi. Waterstoffluoried, hy word ook genoem fluorsuur. Fluorsuur of fluoriedsuur. Ja, is reg hier? 4 minus 2,1 is gelyk aan 0,9. Nee, 1,9. En swak polare kovalente. Jo, sterk. Sterk. Polare, ja, maar dis omdat in jou nota sê dit moet sê groter as 7. 1,7. Sterk polare kovalente binding. Okay, ag, dit was jou vraag gewees. Nou is jou vraag haar naam. Sean, en dan sit terug by jou Cameron vir die formule en dan Lenay by jou vir die beskrywing. Terwyl Sean dink, Cameron, hoe wij doen ons die som? So mens kan sê dit is 3,5 minus 3,5 minus 0,9. En dit gee vir jou? Dit is 2,6 sterk. Dit is eintlik maar nou die ander vraag, wat is die naam van die volgende ding? Sean, naam? Natriumoksied met 'n D. Lenay, volgende een is 'n naam? Okay, so silikon is 'n nie-metaal en dan gaan jy sê dioksied. Okay, hierdie een is 'n metaal, dan sê jy net oksied. Maar hier is 'n nie-metaal, sê jy dioksied. Okay, silikon dioksied. En verskil in elektronegativiteit, Ethan? Juffrou, 3,5 minus 1,8 is gelyk aan 1,7. En dit is 'n
Nee, sorry, al jou nee, sorry. Sterk polare ekwivalente binding. Polare kovalente binding. Goed, volgende is 'n naam. Swaaldioksied. Dioksied. En die verskil in elektronegativiteit, Humera? 3.5 minus 2.5 en dit gee vir 1. Komma. O, 2.1.5. Sorry. Gee vir jou 1 en dit is 'n wat? Lenay? Swak. O, daai woord is nie jou woord nie. Swak polare kovalente binding. Goed. Volgende berylliumkloried. Sê ek die naam. Berylliumkloried. Okay, goed, dis meer die formule of die som 3 minus 1.5 is 1.5. en dit gee vir jou 'n Sterk polare kovalente binding. Nou het ek 'n vraag oor daai ene Carissa. Beryllium, is hy 'n metaal of nie metaal? Kloor? Kyk op die periodieke tabel. Nie metaal. So tussen 'n metaal en nie metaal, watter soort binding het ons? Ionies. Kovalente binding. So hierdie is, jy maak jouself 'n sterretjie, is 'n uitsondering op die reël. Want jy sou dink hy moet ionies wees, maar hy is nie. Ek dink dis ons eerste uitsondering, né, as ek nou 'n wakker akker was. Dis ionies. Ja. Okay. Goed, dan die laaste een se naam, Tian. Nee, jy kan. Wat is S? En F? So sit die twee saam? Met die D of die T? D, want ons geen suursoor. Swaalfluoried. En die verskil in elektronegativiteit, Kortnie? Juffrou het gesê 4 minus 2.5 is 1.5. En Bernard? Sterk polare kovalente. Mooi. Okay, so hierso het jy net toets of eksamen as jy hom so kan sê, het jy 3 tot 4 punte. Okay, easy peasy. Hopeloos. Alright, kom ons gaan na die volgende hoofstuk aan. Nou gaan ons na die vorms, ja. Wanneer moet ons sê dioksied en monoksied? Daargister sê jy as dit 'n nie-metaal gebind is aan 'n nie-metaal. En as dit 'n metaal gebind is aan 'n nie-metaal, dan sê jy hom maar net soos hy is. Okay. Goed. So, ons het nou gedoen tot en met nou, het ons gedoen 'n binding. So, ons het gekyk reg hierso die hele tyd tussen mekaar wat gaan hier aan. Okay? Nou gaan ons 'n bietjie uitzoom. Nou gaan ons kyk hoe hierdie twee goed het gebind met mekaar, maar hoe lyk die molekule as 'n geheel? Want as jy kyk, as jy het vir natrium. Natrium is 'n metaal. Verskriklik reaktief, want hy is 'n reaktiewe alkali metaal. So as jy hom met water koop, ontploffing. Jy het dit laas jaar gedoen. Dan chloor, eintlik op sy eie sy die atomiese molekule. Chloorgas is 'n geel, giftige gas. As jy dit te veel van inasem, gaan jy dood. As jy dit net in graad 8 moes jy 'n eksperiment gedoen het dat jy 2 stafies in koperkloried water sit en dan gee jy chloorgas af en wat ook al. En wat jy moet dit gedoen het. Maar dan as jy as onderwyser te naby is die hele tyd verduidelik, dan later lees ek 'n bietjie brandwonde onder lees as gevolg van chloorgas. Super reaktief. Sit die twee bymekaar, jy kry natriumkloried. Wat is dit? Stofsout. Die elke vandag en anders gebruik en jy gaan nie doodgaan nie. Okay? So, wat ek nou vir julle wil sê is, hierdie twee goeders apart het 'n sekere eienskappe. Hierdie ding gebind saam het sekere eienskappe. So ons het nou gekyk heeltyd goed, wat gaan hier tussen hulle aan? Hoe bind hulle? En nou gaan ons na die molekule as 'n geheel kyk. So ons gaan nou uitzoom en sê hierdie molekule tree nou hoe op? Want hy tree nie weer op soos dit en dit nie. Hy tree nou as 'n eenheid saam op, maar daai eenheid soos hy optree, het te doen met daai binding daarso binne-in. As julle weet my.
Goed. So ons gaan nou kyk na die groter molekuule. Okay. En om daarna te kyk ons na die vorm van molekules. Okay? Die vorm van 'n molekuule kan die volgende vir ons aandui. So die vorm het weer 'n effek op. En die vorm gaan weer volgende hoofstuk wees. Of die effek daarvan. Dit gee vir ons die polariteit. Is die molekuule polêr of nie? Dit sê vir jou watter fase dit is by kamertemperatuur. So as gevolg van daai binding het 'n molekuule 'n sekere vorm en daai vorm bepaal of hy 'n solid, liquid of gas is. Dis crazy. En dan het hy ook te doen met die oplosbaarheid in ander stowwe. So die feit dat olie en water nie meng met mekaar nie, het te doen met hulle vorms, het te doen met die bindings tussen hulle molekules. Okay. So dit is nie net van hulle meng nie by mekaar nie want hulle digthede is nie dieselfde of wat ook al nie. Okay. So die vorm van 'n molekuule kan bepaal word deur bindingshoeke, elektronverheffing en orbitaalvermenging. In Engels voel ek dit beskryf dit 'n bietjie beter. Bindingshoeke, bonding angles. Elektronverheffing is electron promotion, so elektron word promote opgegaan en orbitaalvermenging is orbital hybridization. Hybrid, dis wat dit so kan verander. Okay. So die vorm word bepaal deur alles wat hier aangaan en hy word bepaal deur die valensskil elektronpaar afstotingsteorie. Kom ons breek dit af. Valensskil, valens laaste, skil orbitaal. So die laaste orbitaal elektronpaar, twee pare, afstotingsteorie. Wat is negatief en negatief? Stoot mekaar af. So in die laaste orbitaal is daar elektrone wat mekaar afstoot. En dit bepaal die vorm. Okay? Goed, so dit sê daar vir jou. Valens elektronpare stoot mekaar af en versprei hulle self om die kern om hierdie afstoting tot 'n minimum te beperk. So elektrone gaan in mekaar so spys dat hulle so ver as moontlik weg van mekaar af is. Maak sin. En ongedeelde elektronpare stoot mekaar sterker af as bindingspare. Okay, nou gaan nou daarby kom. Goed, is julle klaar? Penne uit. Kom ons kyk hierso het ek CH4. Jo, vir 'n sweetie. Wat is sy alledaagse naam? Nie waterstof hidriet nie. Sy alledaagse naam. Ja. Oh my word, hoe weet jy dit? Dit is alles vir ons in graad 9 gesê van hoe speel dit afsny. Okay. Jy is heeltemal reg. Koeie skei dit af, maar weet jy wat? Jy skei dit ook af. Dis die immuunstelsel. Ja, jy immuunstelsel skei. Vliegtye skei dit af. Metaangas is everywhere, is 'n klein gasmolekuule, maar te veel daarvan is nie goed nie. Giftig. Okay, metaangas. Sharp. Nou, as jy kyk na koolstof, Neil, jy gaan antwoord. Okay. Neil, sê vir my, hoeveel valens elektrone het koolstof? 4. 1, 2, 3, 4. En waterstof, Nadia? 1. 1. So, Urban, hoeveel bindingspare is daar in daardie molekuule? 4. Laura, hoeveel alleenpare is daar in daardie molekuule? As jy dit op die vorige bladsy gedoen, dis waarom ek my les begin het. Bindingspare, alleenpare. Urban het reg gesê bindingspare is daar 4, alleenpare, Lara? Nee, no. Alleen beteken hulle is nie gebind met iets anders nie. So daar is niks daar rondom wat nie gebind is met 'n ander atoom nie. So dis 0. Okay. So hierdie molekuule versprei nou uit sodat almal ewe ver weg is van mekaar en as ek hom nou hierso kan gaan doen. Skus op. Laat die klok. Dis nou.
Okay. So, imagine nou, hier is ook sulke bolletjies. Dan kan jy sien, ek kan hom nou draai en hulle lyk oral dieselfde en dit is die metaangas molekule. Okay? Nou kyk ons na wat is sy naam, Kylie? Wat is hierdie ding se naam vir 'n sweetie? Nee. Nee, daar's te veel hande op. Wag. Jy moet eers 'n ander vraag beantwoord voordat jy toestemming het om hierdie vraag te beantwoord. Wanneer is my verjaarsdag? Nee, ek sê wanneer is my verjaarsdag? Jy gaan moer lank soek hou. Ek het nog nie verjaar nie. Ja. Nee, maar jy's baie close. Wat jy gesê het Oktober? Sorry, 18 Oktober. Okay, Carissa, jy het die voorreg om te raai wat is sy naam? Baie mooi. Okay, ek ken nog 'n sweetie was daar. Okay. Hoe weet jy ek verjaar in Oktober? Sure. Well done. Okay, goed. Wat het ek nog 'n vraag? Kylie, stikstof het hoeveel valens elektrone? 5. 1, 2, 3, 4, 5. En waterstof? Nee, sorry, Sean, waterstof? 1. Waar loop hulle? Nee, want dan sou almal al geloop het. Okay, so as jy so na hierdie twee sou kyk, dan jy soos hulle lyk vir my baie dieselfde. Maar hulle is nie. En ons gaan môre aangaan oor